Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Vrydag, die 6de Februarie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: DA vra ondersoek na staatsamptenaar se groot salarisverhoging. Nuushooftrekke vir vandag: Matlanga kommissie, nog amptenare word ondervra. DA vra ondersoek na staatsamptenaar 'n groot verhoging gekry het. FSA en Iran onderhandel steeds met mekaar. McPherson stel sy land en sy party eerste. Kwena Mapaka is 'n groot trekpleister in Wêreldbeker 20 toernooi. Duan van der Merwe nie in Skotte se span teen Italië in 6 nasiereeks nie. Die astronomiese salarisverhoging van Colleen George, sekretaris van die parlement, moet naas die nasionale wetgewer deur verskeie en ander instellings ondersoek word, so eis die DA. Benewens die OB-klag het George Mikalakis, DA hoofsweep, ook gister 'n brief namens sy party aan president Cyril Ramaphosa gerig, waarin die party ook 'n onafhanklike ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid, die SOE, na die geleentheid aangevra het. Sonder om die mediaberigte volledig te ondersoek, moet daarop gelet word, terwyl meneer George in 2022 aangestel is, waarskynlik op 'n 5-jaar prestasie gegronde kontrak met 'n jaarlikse salaris van R2,6 miljoen, sy salarispakket vinnig tot R4,4 miljoen gestyg het, verhoging van meer as 70%, nie 6 maande na sy aanstelling nie. Vandag staan meneer George se basiese salaris op R4,9 miljoen per jaar. Eerstens moet die onderskeie instellings volgens hom ondersoek instel na of Mapisa Ngakula en Masonde aanstellingsprosesse gemanipuleer het om te verseker dat George destyds as sekretaris aangestel is, of sy salaris op moontlike onreëlmatige wyse opgeblaas is en of die parlement in die verband mislei is. Tweedens om die ondersoek of parlementêre amptenare willens en wetens onreëlmatig en sonder die nodige goedkeuring die begroting vir die BRICS Parlementêre Forum in 2023 met meer as R6 miljoen grootliks oorskry het. Die DA het gister weer die gesamentlike komitee se verbintenis verwelkom om die beweringe op versoek van Mikalakis in 'n sitting van 23 Februarie te laat ondersoek. Die omstrede sakeman Wisomuzi Matlala is 'n nederige, respekvolle en romantiese minnaar, soos die brigadier Rachel Macheng, afdelingshoof van gehaltebestuur vir die misdaadrekord en misdaadtoneelhantering by die polisie se forensiese dienste afdeling in Pretoria. Haar getuienis het gehandel oor die Medicare 24 kontrak wat Matlala met die polisie aangegaan het. Sy het geen invloed gehad oor die tender wat aan Matlala toegeken is nie. Macheng het gister aan die kommissie dit gesê. Sy erken wel dat sy kontant en geskenke van die getroude Matlala ontvang het. Die kontrak is in Junie 2024 aan Matlala toegeken en in April 2025 gekanselleer weens ongeruimdhede. Volgens Baloyi het Macheng in Matlala se belang opgetree omdat hy aan haar die geld gegee het. Macheng meen dit was nie 'n botsing van belange van haar gewees nie. Volgens Macheng was sy en Matlala nie in 'n verhouding toe Matlala die Medicare 24 maatskappy die tender ontvang het nie. Die kernonderhandelinge tussen Amerika en Iran wat vandag gevoer word, is van die rand van 'n mislukking gered nadat Amerika aanvanklik Iran se versoek om die gesprekke van Turkye na Oman te verskuif sonder die teenwoordigheid van Arabiese lande van die hand gewys het. Die gesprekke wat in Muscat gevoer sal word te midde van 'n groot Amerikaanse militêre teenwoordigheid in hierdie streek word as 'n laaste kans beskou om Amerikaanse aanval op Iran se leierskorps en kernprogram te voorkom. Kerngesprekke met Amerika is geskeduleer om Vrydag vandag omstreeks 10:00 in Muscat gehou te word, soos die Abbas Araghchi, Iran se minister van buitelandse sake. Die primêre verantwoordelikheid om die reaksie op die droogte in die Wes, Oos en Noord-Kaap te koördineer en te bestuur is die nasionale regering se hande geplaas nadat as 'n nasionale ramp geklassifiseer is. Verder word alle staatsinstellings, die private sektor, gemeenskappe en die publiek gevra om waterbesparing te verbeter met die oog daarop om die uitwerking van die droogte te versag. Daarby word aanbeveel dat elke staatsinstelling vorderingsverslae opstel indien nodig, sodat die reaksie op die ramp gemonitor kan word. Ellen Winde, premier van die Wes-Kaap, het verlede maand op 'n spesiale mediavergadering gesê die nasionale regering gaan gevra word om 2 rampe te verklaar, onderskeidelik weens die brande in die provinsie en die watertekorte wat grootliks in die Suid-Kaap en die Karoo ervaar word.
Die DA-leier is geensins gedwing om hom te onttrek aan die wedloop om herverkies te word nie en nie 'n enkele skenker het sy besluit beïnvloed nie. Dit is volgens Dean McPherson, minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, bondgenoot van John Steenhuisen. McPherson is ook gevra oor die rasseverteenwoordiging in die DA-leierskap, 'n kwessie wat voorheen vir die party 'n uitdaging was. McPherson sê ook sakelei en die party se skenkers het geensins Steenhuisen se besluit beïnvloed nie. Gordon Hill de Hoos, burgemeester van Kaapstad, is een van die vernaamste kandidate om die leiersels by Steenhuisens wel oor te neem. Gister het die koerante berig oor 'n WhatsApp boodskap wat Hill de Hoos aan raadslede in die DA caucus in Kaapstad Metro gestuur het, waaraan hy verklaar dat hy die pos ernstig oorweeg. Tussen Woensdag en gisteroggend is 75 mm reën in die omgewing gemeet, so sê die Suid-Afrikaanse weerdiens. Die R62 brug by die ingang na Montague van Ashton af was gisteroggend vir verkeer gesluit omdat die Kingna rivier dit oorstroom het. Munisipale werkers het die pad die oggend skoongemaak. Teen 11:00 was die brug weer oop vir verkeer gewees. Die Kommanskloof rivier het die laagwaterbrug in die omgewing van die De Bos kampeerterrein oorstroom. Die laagwaterbrug by Essenstraat was ook vir verkeer gesluit gewees. Die streek het die afgelope 2 seisoene onder gemiddelde reënval ervaar wat opgaardamme op kritieke laafvlakke gelaat het. Vlak 2 waterbeperkings is ingestel as voorsorgmaatreël om eskalasie tot vlak 3 of noodransonering later in die jaar te vermy. Die tweede meeste reën Woensdag is in Riversdal aangeteken waar 22 mm reën uitgesak het. 'n Suid-Afrikaanse meisie wat 6 jaar oud is, Sondag by die Kopfontein grenspos tussen Suid-Afrika en Botswana van 'n vermeende mensenhandelaar gered. Vitalis Rosario Kasinga, wat 32 jaar oud is, 'n Tanzaniër, het Dinsdag in die Landdroshof in Ceres op aanklagte van mensenhandel verskyn. Op haar paspoort was al die besonderhede korrek gewees, maar die foto was die van 'n volwasse vrou gewees. Kasinga het beweer die vrou op die foto is die meisie se ma. Kasinga is na voorlopige ondersoek in hegtenis geneem en aangekla van mensenhandel. Kasinga bly in aanhouding. Sy saak is vir verder ondersoek uitgestel tot 9 Februarie. $100 miljarde is die laaste paar dae op aandelemarkte verloor, beleggers wat weg van tegnologie aandele geskuif het. Volgens Bloomberg is die verkope die afgelope week vinniger en meer wyd verspreid as voorheen gewees. Sagteware maatskappye en rekenaarskyfie vervaardigers se aandelepryse het Woensdag gedaal. Die waarde van sagteware aandele het met byna $1000 miljard in 7 dae geval. Die aandelemark vind dit moeilik om aandele te prys omdat dit moeilik is om te bepaal hoe die toekoms gaan lyk. Die mark is skielik baie skepties oor KI. Microsoft het verlede week gesê hy het 15 miljoen betalende gebruikers vir Copilot, 'n piepklein deel van sy 100 miljoene gebruikers in die wêreld. 'n Nuwe ooreenkoms wat nog gefinaliseer moet word, aan die tariefvrye uitvoere van sommige Suid-Afrikaanse produkte na China moontlik maak. China is Suid-Afrika se grootste handelsvernoot per land, gevolg deur Amerika, wat in Augustus verlede jaar 'n handelstarief van 30% op sommige Suid-Afrikaanse produkte ingestel het. Pakistan gaan ook met Chinese maatskappye vergader wat daarin belangstel om in Suid-Afrika te belê. China het in 2023 Suid-Afrika se grootste handelsvernoot geword nadat die Europese Unie verbygesteek is met Suid-Afrika wat hoofsaaklik minerale en landbouprodukte uitgevoer het. Spanning tussen die Suid-Afrikaanse regering en president Donald Trump se administrasie oor die afgelope paar jaar weens verskeie kwessies opgevlam. Suid-Afrika se jong snelbouler, Kwena Mapaka, word beskou as een van die handvol vreeslose, talentvolle jongelinge om dop te hou in die komende T20 Wêreldbeker toernooi wat môre in Indië en Sri Lanka gaan begin. Die tiener het sy T20 debuut teen die Wes-Indiese eilande in 2024 gemaak en 5 maande later die jongste toetsdebutant in Suid-Afrika op 18 jaar en 270 dae geword. Hy het met sy beste T20 boulontleding van 4-20 verlede jaar teen Australië in Darwin sy vaardighede tentoongestel. Mapaka was Woensdag aand in Suid-Afrika se oefenwedstryd in Indië in Mumbai en 'n botsing met 'n spanmaat op die grenstou betrokke, maar sal reg wees wanneer die Proteas se veld op Maandag teen Kanada gaan begin. Dit is die tweede keer dat die 29-jarige Debot, 'n oud leerling van Paul Roos Gimnasium in Stellenbosch, daarin kon geslaag het om die tydtoets by Letmans op die nasionale kampioenskappe te wen. Toe Adder die verlede jaar baas was, moes Debot met die tweede plek bevrede gewees het. Adderley is veral bekend as 'n bergfietsryer. Hy is in 2024 en 2025 as wêreldkampioen in die veldrenne gekroon. Daarby het hy in 2024 brons op die Olimpiese spele in hierdie item verower. Ashley Moolman-Pasio het gister die horlosie teruggedraai, hierdie tydtoets vir die vroue te wen. 40-jarige Moolman-Pasio, wat by die Belgiese wêreldtoerspan
AG Insurance Soudal gekontrakteer is, het die roete oor 29,6 km in 39 minute en 21 sekondes gewen. Dit is die 6de keer in Moolman Pasio se loopbaan dat sy met 'n sege in hierdie tydtoets op die nasionale kampioenskappe kan spog. Met Moolman Pasio sege in midval trek sy nou gelyk met Ronel van Wyk wat voorheen die alleenhouer van die meeste titels by elite vroue was. Die padwedren vir vroue op die nasionale kampioenskappe word môre beslis met die mans wat Sondag om hierdie titel sal aantree. Duan van der Merwe, rekordhouer vir die meeste 3 in toetsrugby vir Skotland, is een van die 3 skokkende weglatings uit hierdie span vir sy openingswedstryd van die 6 nasie reeks. Die Skotte kom môre teen Italië in Rome te staan. Blair Kinghorn, wat op hele agter en losskakel ingespan kan word, het ook nie die Skotse 23-tal gehaal nie. Sy Graham, wat 23 vir Skotland op sy kerfstok het ook nie die beginspan gehaal nie. In November het van der Merwe net in 2 toetse vir die Skotte gespeel. Townsend sê besluit om van der Merwe, Kinghorn en Graham oor die hoof te sien, is uitsluitlik op spelpyl gegrond. Blair, Duan en Darcy het al uitstekende wedstryde vir ons gespeel en hulle is baie trots om vir Skotland te speel, het die afrigter gesê. Môre se wedstryd tussen Italië en Skotland begin om 16:10 en word regstreeks op SuperSport 211 uitgesaai. Ben O'Keefe van Nieu-Seeland is die skeieregter by hierdie wedstryd. Die Suid-Afrikaners Marco Joubert en Tristan Nortje het gister op 'n vinnig en relatief plat roete die verdediging van hulle tankwat trek titel op 'n wennoot afgeskop. Die span van Toyota Specialized in Buko het die eerste skof oor 32 km in 1 uur, 10 minute en 28 sekondes gewen. Johan van Sail en Wessel Botha van Insect Science het kort op hul hake tweede geëindig met plus 1 minuut en 1 sekonde na hulle landgenote. Sê hulle het nes verlede jaar hard gedruk op die eerste skof. Ian Joubert het na net 5 km 'n voorsprong opgebou. Die Suid-Afrikaner Mac Pritson het op die nippertjie 'n nuwe spanmaat gekry nadat die Switser Felix Daly weens familieverpligtinge homself aan die span moes onttrek het. In die vroue wedren was die Italianers Greta Seiwald en Sarah Kortwis bobaas in 1 uur 24 minute en 46 sekondes. Namibia se Vera Loser en haar Suid-Afrikaanse spanmaat Samantha Sanders het 1 minuut 27 sekondes na hulle in die tweede plek klaar gemaak. Vandag se tweede tegniese skof strek oor 88 km met klimwerk van 1850 meter. Die voormalige Australiese snelbouler Brett Lee het die hoop uitgespreek dat Indië en Pakistan wel nog op 15 Februarie in die groepfase van die T20 Wêreldbeker toernooi teen mekaar te staan sal kom. Die hele cricketwêreld kom tot stilstand wanneer Indië en Pakistan teen mekaar speel, het Lee aan die media gesê. Bangladesh se regering het beweer dat sy cricketspelers se veiligheid in gedrang sou wees indien hulle in Indië speel, maar die internasionale cricketraad het die verweer verwerp. Pakistan, wat ook weier om in Indië te speel, is wel toestemming gegee om al sy wedstryde in Sri Lanka, die mede-gasheer van die toernooi, te speel. Pakistan sal môre in Colombo die openingswedstryd van die toernooi teen Nederland te staan kom. Die tweelingbroers JC en Dan Kriel gaan dalk albei na volgende jaar se Wêreldbeker toernooi in Australië reis, maar vir verskillende spanne. Eagles, soos die Amerikaanse span bekend staan, het vir 2027 se Wêreldbeker toernooi in Australië gekwalifiseer en is in volgende jaar se skouspel in groep E saam met Frankryk, Japan en Samoa geloot. Dan wat saam met JC die junior sprong ook in 2014 se onder 20 Wêreldbeker toernooi in Nieu-Seeland verteenwoordig het, speel sedert 2022 sy rugby vir die Amerikaanse span. Volgens die Amerikaanse regulasies om burgerskap te bekom, moet die buitelanders wat in die land werksaam is, eers vir 'n tydperk van 5 jaar daar woon voor hulle burgerskap kan kry. Eagles gaan in Julie en November in toetse in wêreldrugby se nuwe Nasiebeker reeks beland op die tweede vlak van toetsrugby speel. Die lande wat aan die reeks gaan deelneem is Amerika, Chili, Kanada, Georgië, China, Portugal, Roemenië, Samoa, Spanje, Portugal, Tonga, Uruguay en Zimbabwe. Die lande het almal vir 2027 se Wêreldbeker toernooi gekwalifiseer. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemqueue for you. Jy kan vir Diana of Susan by 082 390 3339 skakel. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek: Messina 2133, Polokwane 1530, Lephalale 1734, Mbombela 1532, Mahikeng 1734, Pretoria 1734, Johannesburg 1834, Ermelo 1132, Kalahari 2339, Gaborone 2035, Richards Bay 20 en 43 grade Celsius, Pietermaritzburg 1836,
Durban 2234, Port St Johns 2029, Pongola 1838, Maputo 2135, Bethlehem 1434, Bloemfontein 1935, Allewal Noord 1833, Welkom 2034, Vryburg 1637, Kimberley 1937, Appington 2237, Prieska 2335, Springbok 1730, Karasburg 2230, Keetmanshoop 2330, Mariental 2335, Alexanderbaai 1724, Brandvlei 2133, Loederitsbaai 1830, Vredendal 1733, Kaapstad 2026, Sutherland 1329, George 1928, Jeffreys Bay 2030, Cabarra 1930, Graafrenet 1829, Kapogalas 1727, De Aar 2132, Molteno 1428, Beaufort Wes 2033, Oos-London 19 in die oggend, 29 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.22 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.26. Die euro verhandel teen R19.12. Die pond verhandel teen R21.96. 'n yen kos 10 sent. Platinum per fyn ons is $2001. Palladium per fyn ons is $1649. Silwer per fyn ons is $74.22. Goud per fyn ons is $4820. Brent ruolie per vat is $69.46. Ons gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir almal toegewens.